Ag, wat 'n voorreg om deel te kan wees van community en community werk en ons is baie lief vir julle Tersia. Ons sien Jesus se hart in en deur julle hande en voete en alles wat julle doen. So dis voorreg om saam met julle dit te kan dien op hierdie manier. Nou ons is hier in die helfte van die jaar, kan nie dit glo. Hier is alweer 2026 in die helfte van die jaar. Is die derde kwartaal wat aan die gang kom en terwyl die Springbokke nou so goed doen. Het ons besluit, ons wil sommer so 'n bietjie op daai bandwagon klim, maar wat ons vanoggend met jou wil deel, is eintlik, die Bybel het hulle nie rugby gespeel nie, ek weet nie hoekom nie, maar hulle het nie rugby gespeel nie, hulle het resies gehardloop, hulle het atletiek gedoen, so ons skop 'n reeks af vanoggend, wat ons sê merke gereed. Okay, hier's niemand in hierdie gebou, dink ek, wat nie, as jy daai woorde hoor, op julle merke, wat al so 'n bietjie van 'n koue rillings kry, jy weet, as jy gebeur, jy kry soms sulke butterflies in jou maag. Ek weet nie of jy al gedroom het dat jy moet regmaak vir 'n resies of eksamen skryf of sulke goeters en jy is nie gereed nie. Maar vanoggend wil ons net vir ons in hierdie derde kwartaal inspring, wil ons 'n oomblik vat en eintlik ons fokus net reg kry. Ons wil ons harte en ons gedagtes op die regte plek kry vir wat die Here vir die tweede helfte van die jaar vir jou en my het, en dis waartoe ons gaan, maar miskien in jou wedloop, voel dit vir jou so bietjie in hierdie jaar dalk, voel dit so bietjie asof die wedloop teen jou geriek is. Nee, asof alles teen dis, asof niks regverdig is nie. Miskien as jy weet wat ek bedoel nie, hier's 'n video wat dit vir my goed illustreer, kyk gou daarna. His own Olympic Games. On your mark, get set. At which he won 14 gold medals. So dalk voel jy ja, so 'n bietjie soos dit. Jy het alles reg gedoen. Jy het reg gaan staan in jou wegspringblokke. Jy het gehou by die reëls, jy het geoefen. En dan is daar iemand in hierdie wedloop of iets in hierdie wedloop wat net vir jou voel, man, dit maak nie saak wat ek doen nie. Ek weet nie of ek dit kan maak nie. En deel van die goed wat ons partymal so laat voel, is 'n baie besige, rowwe eerste deel van die jaar, nê. Dalk het daar net alles verkeerd geloop, Murphy's Law, wat kon verkeerd loop, het toe nou verkeerd geloop. Ek praat met baie mense wat sê, ja, ek voel so 'n bietjie oorweldig, dis 'n besige jaar, en dis baie, en die goeters wat gebeur met my is net, dis oorweldigend. Ek weet van ons vennote wat regtig baie moeilike eerste helfte van die jaar gehad het en deur baie moeilike goed moes worstel, en dan is daar party van ons wat dalk net so 'n bietjie die koue winter het so 'n bietjie jou spoed gebreek. Okay? Dit is net so gewees, moeiliker opgestaan in die oggend. En so dis wat ons wil doen. Ons wil 'n oomblik net vat. Wat vir party van ons is partymal moeilik. Daar's sekere jare waar daai tweede helfte van die jaar, as jy uit die vakansie uitkom, dalk het jy 'n bietjie oomblik gehad van rus, dalk het jy glad nie gerus nie. Maar net om uit die wegspringblokke van die tweede jaar uit te kom, voel dalk vir jou partymal 'n bietjie soos 'n uitdaging. Dit voel of jy onseker is of jy dit kan regkry. En so ons wil hierdie oomblik vat en net sê, Here, wat sê U? Wat sê U vir ons? Wat het U vir ons wat U met ons oor ons met wil praat? In Filippense 3 is vir my so 'n mooi skrifgedeelte waar Paulus kom. En weer eens, hy praat nou nie rugby nie, as hy vandag geleef het, hy verseker rugby gepraat, okay. Maar hy praat van 'n wedloop. Filippense 3 spesifiek is 'n wedloop waarmee hy besig is en waar hy van praat, waarmee ek en jy besig is. En wat nog nie klaar is nie, en ek wil hê jy moet saam met my lees op die skerm of in jou Bybel, Filippense 3, ons gaan van vers 12 af lees. Hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Paulus praat oor homself. Hy sê, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, en jy kan bysit susters, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor lê.
En ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waarvoor God my geroep het in Christus Jesus. Vir die volgende 3 weke is dit die skrifgedeelte waarby ons gaan stil staan en hoor wat sê Paulus, hierdie so rykdom van informasie, so rykdom van openbaring wat die Here vir my en jou in die midde van die wedloop van die lewe net wil kom neersit. En vanoggend wil ek hê ons hier in die begin van die kwartaal wil ons daai oomblik net in ons gedagtes kom vasmaak. As jy op skool was, miskien het jy atletiek gedoen, dalk het jy die 100 meter gehardloop, dalk het jy die 1500 meter of die 400 meter gehardloop, dalk het jy maar net met LO saam met almal gehardloop. Okay. Maar daai oomblik, dalk was jy in die paviljoene en dan raak dit so stil in die stadium en daai afsitter kry jy by mekaar en sê, is julle almal reg? En dan almal gaan staan so op hulle lyn en hulle staan so half net gereed, jy weet, en skit so 'n bietjie jou, jy het nou klaar gestrek en alles gereed gekry en dan is daar hierdie oomblik waar die afsitter sê, hy het altyd so diep stem, nee, op julle merke. En dan begin jou hart so klop, doef. En daar's daai oomblik wat so 'n belangrike oomblik is, van wat nou van hier af gebeur tot ons wegspring, wat 'n kritiese oomblik is, wat jy wil regkry. En vanoggend gaan ons 'n deel van daai doen en oor die volgende 3 weke gaan ons deur daai proses werk en ons harte net reg kry om dit lekker te verstaan. Die eerste ding wat ek met jou wil deel is juist daai op julle merke oomblik. Paulus beskryf dit so, hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles nou het nie. Op julle merke, waar is jou merke? Nee, waar is dit waar jy jouself pluis op hierdie oomblik? Waar is jy met ander woorde? Waar bevind jy jouself nou? Dis wat Paulus doen. Daar's hierdie eerlike evaluering wat hy doen met homself. Hy sê ek's besig met hierdie wedloop. Nou, as jy Paulus gaan lees en sy briewe gaan lees, gaan jy verstaan dat Paulus gee die uitdrukking dat Jesus het klaar vir ons die oorwinning behaal. Jesus het klaar, as ons daai laaste stuk lees, dan praat hy daarvoor dat of daai eerste gedeelte, hy sê Jesus het my reeds syne gemaak. Ek's klaar syne, ek behoort klaar aan hom. Maar behoort ek aan hom, is daar's nog steeds hierdie wedloop waarmee ek besig is, hierdie lewe, hierdie roeping wat die Here vir my kom gee het. En nou staan hierdie oomblik wat hy sê, ek verbeel my nie dat ek klaar alles het nie. Hy het hierdie oomblik van eerlike self-evaluering met homself, hy sê ek's nog nie daar nie. Ek's nog nie daar nie, hy is ook in hierdie oomblik baie bewus van sy eie uitdagings. Die mooi deel van hierdie gedeelte in Filippense is om sy agtergrond te verstaan. Want Paulus skryf hierdie wonderlike brief, die meeste van ons ken Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here, nee. Ons het daai liedjie gesing op sonnaskool. Verbly jou in die Here. Okay, die mooie stemme het hom gesing. Hy skryf hierdie brief in gevangenskap. Daar's diep frustrasie in Paulus se lewe en hy skryf vanuit 'n plek van gevangenskap uit. En hy sê ek besef ek's nog nie volmaak nie, ek het nog nie alles bereik nie, ek's nog nie waar ek wil wees nie, maar ek weet presies waar ek nou is. En so net voor ons hierdie kwartaal afskop, wil ek jou 'n oomblik uitdaag en vir jou vra, waar's jy? Net waar's jy in jou gedagtes? Waar is jy in jou emosies? Want dis okay om moeg te wees. As jy moeg is in hierdie gedeelte van die jaar en jy voel die jaar wat voor lê is nog baie lank, is nog baie jaar en min energie. Waar is jy? Dis okay om in daai plek te wees en vir jouself te sê dis waar ek is, 'n eerlike evaluering van waar ek staan. Waar's ek in my verhouding met die Here? Waar's ek in my verhouding met die mense rondom my, in my gesin, in my familie, my vrou of my man, my kinders? Waar is ek op hierdie oomblik? Want die vyand kry maniere reg om ons partymal te potjie of te blinddoek of net ons aandag af te lei en as ons net hier's 'n oomblik, daai oomblik voordat daai
daai ou sê, die afsitter sê, op julle merke is daar 'n stuk konsentrasie wat gebeur. En selfs in daai woorde op julle merke is daar, goed, ek weet waar ek nou is, ek verstaan, ek weet die besering wat ek dalk saam met my dra, wat ek, as ek gaan hardloop, gaan ek hierdie gedagte hê, daar's 'n self-evaluering oomblik, wat jy net vir die Here sê, Here, hierdie is waar ek is. Dawid het dit so baie maal gedoen, waar hy net vir die Here reguit gesê het, Here, hierdie is waar ek is. Ek is moeg, ek kan nie meer nie, dit voel vir my, daar's te veel wat teen my is. Waar is jy in hierdie oomblik? Die tweede ding wat ek wil hê, jy vanoggend moet doen, is druk die reset knoppie. Jy's in die helfte van die jaar, druk die reset knoppie. Paulus beskryf dit so, vers 13 sê hy, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek vergeet die dinge wat agter my is. Daar's baie goed in Paulus se verlede, sy onlangse verlede en sy bietjie verder terug verlede ook, wat hom kon moeg maak en moedeloos maak en negatief maak. Ek gaan net 'n paar goed vir jou noem. Onthou, Paulus was eers Saulus gewees, hy het die Christene vervolg. Hy het hulle doodgemaak. Net daai skuldgevoelens, nadat Jesus sy hart kom skuif het en hom tot bekering gebring het, daar kon nog skuldgevoelens. Imagine hy stap in 'n dorp en hier ontmoet hy die ma van die seun wat hy vermoor het of laat vermoor het, toe hy nog die Christene vervolg het. Nee, dit is reël emosies. Hy kon met daai emosies gestoei het. Hy het gestoei met die emosies van teleurstelling van medegelowiges. Ek wil vir jou hierdie lees. Dis Filippense 1, dis die eerste hoofstuk, skryf hy, sê, daar is wel party van wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het. En dan sê hy later aan, hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Hulle maak dit vir my nog moeiliker hier in die tronk. So, die detail daarvan tel 'n mens op in die res van die briewe, maar hier's die kruks van die saak is, Paulus voel daar is, soos wat dit maar is met mense, nee, ons sukkel partymal om met ander mense oor die weg te kom. Ons sukkel partymal om saam te stem oor sekere goeders en dan raak daar, hierdie goeders raak krapperig in die verhoudings en nou skryf Paulus hieroor, hy sê, voel vir my asof hierdie ouens nou net dit vir my moeiliker wil maak. Ken jy sulke ouens in jou lewe? Dit is asof hulle uitgaan om dit net vir my moeilik te maak en hy kan met hierdie spanning binne hom loop van hierdie teleurstelling en hierdie krapperigheid in ander verhoudings. Onvervulde planne, as jy Paulus se storie lees, hy was nog op pad Spanje toe. Hy skryf in van hierdie briewe wat hy vir hulle sê, ek gaan Spanje toe en van daar af gaan ek met julle kontak maak en dit het nooit gebeur nie, want hy's gearresteer voordat hy die evangelie Spanje toe kon vat. Hierdie onvervulde planne wat in sy lewe was. En tog, in hierdie oomblik waar hy in gevangenskap sit, nee, dis nie die ideale plek nie. In hierdie oomblik maak hy 'n doelbewuste keuse. En hy sê, ek kan nie vorentoe hardloop ek se agtertoe kyk nie. Jy kan nie daar in die wegspringblokke insak en agter jou kyk. Kyk, wat gaan nie agter my aan nie. Jy kan ook nie hardloop so raai op die video gedoen het en die hele tyd agter jou, kyk, waar is die? Jy moet jou oë voor jou hou. En Paulus maak hierdie doelbewuste keuse. Hy sê, ek gaan nie dat my gister my môre beïnvloed nie. Ek gaan nie dat my vrese en my teleurstellings en my onsekerhede en my frustrasies van gister, die plek waar ek nou is, waar ek hierdie self-evaluasie gedoen het, waar ek myself gereed kry vir dit wat voor lê, ek gaan nie dat dit kom steel nie. Hy maak 'n doelbewuste keuse om dit te doen. En ek weet nie hoe lyk jou eerste helfte van die jaar nie. Weereens, daar is goed wat gebeur het, maar daar's goed van daai eerste helfte van die jaar wat jy dalk moet afskud. En sê, okay, hier's waar ons nou trek. Hier's waar die Here ons nou sit. Hier's 'n nuwe seisoen wat voor lê. Die lente lê vir ons en loer om die draai. En dan is daar hierdie tweede helfte van die jaar waar nog so baie moet gebeur. So baie waarvoor die Here jou geroep het, daai plek waar jy funksioneer, daar waar jy is maandag tot Saterdag, die Here het jou daar gesit. En hy wil deur jou werk, hy wil goed in jou lewe kom doen, hy wil goed deur jou lewe kom doen, en jy het nodig om te sê, ek gaan nie toelaat, dat die eerste van die helfte van die jaar,
die mislukkings, die teleurstellings, die vrese, die goeters wat my moeg gemaak het. Here, gaan nie toelaat, ek gaan dit afskud. Hier's 'n oomblik wat die Here vir my 'n geleentheid gee om dit af te skud. As jy jaar op jaar, maand na maand, week vir week, elke las wat agter jou lê saam met jou dra, het jy moeilikheid. Dan gaan jy al hoe moeiliker hardloop, jy gaan al hoe swaarder dra, jy gaan vinniger moeg raak, jy gaan vinniger uit kreatiwiteit uit hardloop, jy gaan vinniger fokus verloor. En dis my volgende punt, my laaste gedagte is die fokus waarvan hy praat. Hy sê in vers 13b, hy sê ek los die ding wat agter is, maar een ding fokus ek op, een ding doen ek. Hy gebruik hierdie woorde om fokus te bring, hy sê hierdie een ding. Hy vernou dit na een ding toe. In daai oomblik toe Paulus dit skryf, hy sê, is hierdie een ding wat hier by my is, en nou kommunikeer, en hy's besig net om 'n brief te skryf. En hy bring sy verhouding met die Here net, sy fokuspunt, sy liefde vir Jesus, wat Jesus vir hom beteken, al hierdie ander goeders gebeur in my lewe, maar ek weet die Here het 'n plan. En dis waar ek my fokus in my hart, en my hoop, en my vertroue in sit, hierdie een ding, in daai oomblik toe hy dit skryf, in daai oomblik toe hy daai woorde hoor, fokus Paulus, nee, op julle merke, toe hy dit hoor, en hy gaan sak daar na die wegspringblokke, hy was eintlik in gevangenisblokke gewees, maar toe hy sak in daai oomblik van, Here, wat is u plan vir nou? Het hy nie besef, hy's besig om 'n brief te skryf vir 'n gemeente, en hy het eintlik 'n paar briewe geskryf, maar hy het nie besef dat wat hy besig is om neer te skryf, vasgevang gaan word. In die Bybel vasgevang gaan word, en miljoene op miljoene Christene wat sou kom duisende jare daarna. Vir 2000 jaar lank daarna sou hulle die Christene oomblikke gegee het van inspirasie. Oomblikke gegee het van wanneer ek op hierdie plek kom. Paulus, dan is jou woorde, die Here praat met my. Heilige Gees bemoedig my deur daai woorde. Paulus, ek sien jou prentjie, ek hoor jou woorde, dis die Heilige Gees wat in autoriteit in hierdie oomblik deur jou praat en persoonlik met my vandag praat. 2000 jaar later, Paulus het dit nie gesien kom nie. Hy het net geweet, hier's 'n oomblik wat die Here my roep om te fokus, hier's 'n oomblik wat die Here my roep om te sê, Paulus, wees getrou in wat ek nou vir jou gee. En so vir hierdie volgende week, ek weet die kwartaal het klaar afgeskop vir baie, ek weet die skool is klaar oop, en weet ons het klaar aan die gang gekom, en dalk is jy waarskynlik alweer terug by die werk. Maar kan ek jou vra, net vir hierdie volgende week, om te sê, in die chaos van die baie dinge van hierdie wêreld, want die baie dinge maak ons moeg. Amen. Of is dit 'n eina? Nee, dis die baie dinge maak my moeg. Dit oorweldig my. Ons moet fokus op wat Trump doen daar ver, en dan moet ons fokus op wat gebeur in Oekraïne, nee, en die petrolpryse. En is die regering nou regverdig in terme van hoe hulle hierdie goeders bestuur, en wat's besig hier om in die agtergrond te gebeur, en hier in my eie huis, wat is die goeders wat hier afspeel, en dan, daai baas van my by die werk, daai direkteur is net, hy voel hy wil bloed uit 'n klip uittap, en dis hierdie baie dinge, wat jou moeg maak, wat jou fokus steel, is hierdie baie dinge wat jou kreatiwiteit kom steel, is hierdie baie dinge wat jou laat voel, ek weet nie of ek kan nie. Ek was nie 'n 100 meter atleet nie, ek was wel, dit lyk dit nie so nou nie, maar ek was 'n 1500 meter atleet. En daar het ons nou nie in die blokke gesak, jy het ons soms maar net so gestaan. Op julle merke. En dan wanneer jy hardloop, as jy 2 keer om my baan gegaan het, daai laaste deel van die 100 meter van die tweede ronde, voel jy, want nou het jy gehardloop om jou posisie te kry, voel jy net, ek moet hierdie nog 2 keer doen. Ek wil nie weer die ouens wat Comrades hardloop nie. Hierdie moet ek nou nog 2 keer doen. Maar as jy om daai blok gaan, en jy druk net deur daai 3de ronde, jy hou net jou fokus, en jy laat nie toe dat die pyn in jou bene nie, die ouens op die paviljoene skree wat,
Hulle skree hou bene hou, maar die bene sê soos wat hulle skree hou bene hou. En jou asem, nee, jou bors begin so te brand en jy kry sulke krampe en maar dan is daar iets wat gebeur wanneer jy daai laaste ronde doen, en daar staan daai oom en hy lê daai klok. En jy weet, okay, nee, dis asof daar nuwe inspirasie kom. Ons het altyd gepraat, jy kry 'n tweede asem. Kry jy tweede asem, jy is net jou kop wat regkom, dis al. Jy het een asem, jy het een stel longe en daar's ietsie wat hier in jou binneste regkom en dit skei sekere hormone af en endorfine en daar's die adrenalien wat inskop en jy sê jy gat ek en dan hardloop jy nog vinniger as wat jy daai eerste ronde gehardloop het. Dis ietsie wat gebeur in daai oomblik waar daar fokus kom, is asof daai klok jou help om die baie, die seer, die ouens op die paviljoene, wie gaan jy teleurstel, gaan ek daai ou wen, waar's daai ou wat my net toe gejaag het, al daai goeters net asof dit vernou na een ding toe. As jy daai wenstreep al voor jou sien. En hierdie week is daar een ding wat saak maak. Een ding wat regtig saak maak. En dit is Jesus. Ek weet dit klink soos die kerkding om te sê, nee, maar dit is regtig so. Dis Jesus wat klaar hierdie wedloop gehardloop het. Hy het hom klaar gehardloop, hy het hom klaar oorwin. Jy hardloop nie vir die wenstreep sodat jy eerste plek kan behaal nie. Jy hardloop eintlik in sy voetspore. Jy is eintlik besig om hom te verteenwoordig in elke spasie waar jy funksioneer. En so in hierdie week, die een ding is, vir 'n oomblik, wil jy net, soos wat jy op jou merke kom, en jy jouself net bepaal waar jy is, soos wat jy vergeet van die ding wat agter lê, so in hierdie een oomblik, wil jy nie net 'n fokus bring, dan die een ding wat belangrik is, in jou verhouding met die Here, want die woord sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag, en hulle vaar op, met vleuels soos arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Wil jy net 'n een ding oomblik vat in die chaos van die baie en toelaat dat die Here vir jou perspektief bring nie. Lise Marie, as julle vir my vorentoe sal kom. Ek wil jy moet jou oë net sluit, net daar waar jy nou is. Ek wil jy moet hoor hoe die Heilige Gees jou net inroep in hierdie spasie in vir hierdie deel van die jaar wat voorlê. Elke oomblik, elke sekonde, elke uur, elke dag, elke week en elke maand is 'n stuk genade uit die hand van die Here uit, is 'n geskenk, is 'n gawe. En ek is onseker hoe jy oor hierdie jaar voel, dalk is jy opgewonde, ek hoop jy is opgewonde. Maar ek ken die vyand en ek weet hy kom steel ons lus vir die lewe en ons hoop vir die lewe en ons opgewondenheid om in Jesus se naam te kan in oorwinning stap in hierdie wêreld, ons wedloop te kan hardloop met ons kop omhoog en die wete dat hy klaar vir ons gewen. Ons is besig om sy goeie nuus net uit te leef. Die druk van hierdie wêreld kom steel dit by jou en vanoggend wil ek jy moet hoor hoe dat Heilige Gees jou roep en hy sê vir jou kom. Ek wil jy moet sy woorde hoor as hy vir jou sê op jou merke, kom aan. En dis okay om hierdie oomblik vir die Here te sê, Here, hierdie is waar ek is. Ek wil jy met hierdie oomblik nou gebruik, net, waar is jy? Is jy moeg? Voel dit vir jy het hoop verloor, voel dit vir jou, daar's te veel onsekerheid wat hier in jou binneste goeters deur mekaar krap. Is jy bang? Is daar goeters wat lê in jou toekoms, wat nou net gebeur het hierdie laaste 6 maande, wat jou bang maak? Waar is jy? Het jy opgegee op sekere goeders of sekere verhoudings of sekere drome wat jy gehad het jy opgegee? Sê dit vir die Here. Dis okay.
Die Here gaan jou nie kat uit die team uit nie. Gaan sê jy het nie goed genoeg gespeel nie, daai laaste spel van jou was net, sorry man. Hierdie is 'n plek waar ons kan eerlik wees en sê, Here, hierdie is waar ek is. Hierdie is waar ek is. Die rede hoekom jy dit doen is vir die tweede stap is om te sê, Here, ek gee dit vir U. My onsekerheid, my moedeloosheid, my vrese, my moegheid, my spanning, ek gee dit vir U. Paulus beskryf dit so, hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Here, wat sal ek doen? Wat se planne sal ek in plek bring? Wat se spreadsheet gaan my help hierso? Wat se deurbraak gaan vir my die deure oopmaak, Here? Wat se verhouding, koneksie, netwerk gaan vir my hierdie ding oplos? Hoeveel geld het ek nodig om na hierdie ding toe te gooi sodat dit net kan weggaan? Here, wat? Dis wat Paulus sê, is, ek kyk om my. Waar gaan my hulp vandaan kom? En dis hierdie oomblik waar hy sê, nie van die goed wat hier agter my lê nie. Nie van die goed wat hier rondom my is nie van enige ander plek of en dis waar jy nou is hierdie se oomblik waar jy net vir die Here sê, Here, al hierdie goeders wat nou op my skouers is, ek gee dit vir U. Ek gaan nie meer toelaat dat dit my vashou. Ek gaan nie meer toelaat dat dit kom steel nie. Ek gaan nie meer toelaat, Here, dat dit my onderdruk en my emosies met my laat weghardloop. Ek het 'n oomblik waar ek na U toe draai en ek sê, daar's net een plek waar ek hierdie kan bring en dis jou fokus oomblik. Een ding, Here, een ding. Slaan my oë op na die berge, een ding. Waar sal my hulp vandaan kom? Een ding. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom aan. Bely dit volgens met jou mond, sê dit uit jou hart en uit jou gees uit, Here, een ding. En dis Jesus. Selfs al het die goeders nie uitgewerk nie, selfs al het ek nie sukses behaal nie, een ding staan vas in my lewe en dit is Jesus. Daar's een ding, Here, wat my nie teleur gaan stel nie, daar's een ding wat my hoop gaan aanhou gee en dit bly Jesus, dit is Jesus. Daar's ene wat die antwoord het, daar's ene wat vir my die deurbraak gaan gee en dit is Jesus. Daar's nie ene wat vir my hoop kom gee in my kom herstel in my binneste en dit is Jesus. Een ding. Here, een ding. Miskien sit jy vanoggend hier en sê selfs dit, Johan, kan ek nie doen nie. Dan skryf Paulus en hy sê hierdie mooi ding, hy sê in ons swakheid. Dis in ons swakheid wat sy krag openbaar word. En dis in hierdie oomblik waar ek vir jou profeties net oor jou tweede helfte van die jaar wil kom spreek en sê die Here is met jou dapper held. Dis nie jy nie, dis hy binne in jou. Dis sy krag in jou in hierdie oomblik en al wat jy nodig het om te doen is om te surrender. Dit sê Here, ek gee hierdie vir U. Ek gee hierdie vir U. As ek vir my voel ek kan nie, ek gee dit nog steeds vir U. Net in hierdie moment. En dis jou gebed in jou hart in Jesus naam, net in hierdie oomblik. Ek wil met jou oë oopmaak vir my kyk. Sien hierdie beeld van die atleet wat daar sak in die wegspringblokke. Die afsitter sê op julle merke. Daar's intentionaliteit. Die Here vra vir jou intentionaliteit vir hierdie volgende 6 maande. Op julle merke, Here, hierdie is waar ek is. En ek sê okay met dit en ek weet U is ook okay met dit. Hierdie is ook 'n plek van afhanklikheid, as jy op jou knieë sak. Jy's 'n bietjie vulnerable hierso. Maar dit is okay, is presies wat die Here vra. So vat net 'n oomblik en buig voor my. En laat my toe om vir jou die fokus te bring. En ontspan, want hierdie wedloop is klaar gewen.
fokus is om voor jou te kyk, moenie links of regs kyk nie. Kyk voor jou. Dis 'n baan, oop baan wat voor jou lê. Dis 'n oop 6 maande wat voor jou lê. Dis fantastiese goed wat kan gebeur. Dis dalk 'n paar hekkies ook. Iemand het besluit om hekkies in die 100 meter in te druk. Dis okay. Want die genade en die krag van die Here is so incredible, dat niks kan jou skei van sy liefde en sy plan met hierdie volgende 6 maande nie. Niks nie. En as 'n gemeente wil ons vanoggend dit doen, ons wil 'n moment van surrender maak en sê, Here, hierdie is waar ons onsself bevind. En hierdie is die fokus wat ons harte bring. Om hierdie volgende 6 maande met doelgerigtheid en entoesiasme en fokus te hardloop. Staan saam met my op soos wat ons dit net letterlik voor die Here gaan doen.